Goeiemôre graad 10. Ek hoop dit gaan vanoggend nog baie goed met julle. Ons begin vandag met 'n nuwe tema en dit is trigonometrie. Ander benaming vir trigonometrie kan ook wees driehoeksmeting. So driehoeksmeting sê vir jou dan eintlik ons gaan baie met driehoeke werk. Nou trigonometrie is hoofstuk 5 op bladsy 101. Goed, wat is die doelwit van trigonometrie? Trigonometrie word gebruik om onbekende afmetings van driehoeke te bepaal. Met ander woorde, onbekende hoeke en onbekende sye. Nou as julle saam met my terugdink aan die eerste kwartaal, dan behoort jy te onthou ons het 'n ondersoek gedoen en in daai ondersoek het ons nou alreeds kennis gemaak met trigonometrie. So baie van wat ek nou vir jou gaan sê, gaan nou eintlik maar half bekend wees aan jou. Goed, ons het gesê, ons gaan werk in driehoeke. Nou oukies, in graad 10 gaan ons die hele tyd werk in reghoekige driehoeke. Graad 11 en 12 gaan ons kan werk in stomphoekige en skerphoekige driehoeke, maar vir nou reghoekig. Goed, ek gee vir jou driehoek PQR, driehoek ABC. In die vervolg, die sytjie oorkant hoekie gaan ons kleinkie noem. Die sytjie oorkant hoek R kan ons dan noem klein r en die sytjie teenoor hoek P kan ons noem klein p. Selfde by hierdie driehoek, sytjie oorkant hoek C is klein c, oorkant hoek B is klein b, oorkant hoek A is klein a. Goed, nou begin ons en ons gaan kyk na die definisies van die trigonometriese verhoudings. Nou reg, in ons ondersoek het ons reeds hiermee gewerk. Wat is die verhoudings? Vir nou werk ons eers net met 3 en dit gaan wees sin, cos, tan. Nou goed, kom ons kyk. Sin van theta is die afkorting van die sinus van theta. Wat beteken dit? Dit beteken as ek van hoekie theta afkyk, dan gaan ons sy teenoorstaande sy deel met sy skynsy. In die vervolg gaan ons sommer net dadelik praat van klein t op klein s. Goed, die volgende enetjie, cos van theta. Nou cos van theta is die afkorting vir cosinus van theta en dit beteken as ek van theta afkyk, dan gaan ek theta se aangrensende sy met die skynsy deel en dit gee vir jou klein a klein s. Laaste enetjie, as ek praat van tan theta is die afkorting van tangens van theta. En wat gebeur daar? Daar gaan ons theta se teenoorstaande sy deel met die aangrensende sy van theta. En ons gaan praat van t op a. Goed, ek gaan gou herhaal en oukies ek wil asseblief hê, jy moet nou vinnig vir my hierdie 3 definisies memoriseer, sodat jy later saam met my kan werk. So sin theta is teenoorstaand op skyns, cos theta is aangrensend op skyns, tan theta is teenoorstaand op aangrensend. Goed, nou wat beteken dit? Ek het hier vir jou nou 2 driehoeke geteken, maar dis eintlik dieselfde driehoek. So dis driehoekie ABC. En nou as ek van hoekie B afkyk, dan kyk ek wie lê oorkant hoekie B. En daai sytjie is ons teenoorstaande sy. As ek in die tweede driehoekie van A afkyk, dan is die teenoorstaande sy hier BC. Nou, ek kyk weer by die eerste sketsie en ek kyk na hoekie B. Hoekie B word gevorm deur lyn AB en BC. Nou AB kan ons dadelik sien is die skynsy.
So BC gaan dan B se aangrensende sy wees. As ons kyk na hoekie A word gevorm deur lyn AC en lyn AB. AB is ons skynsy, so dit sê vir ons AC is aangrensend. Reg so. Goed, kom ons gaan kyk na 'n voorbeeld. Ek gee vir jou 'n driehoek ABC en nou wil ek eerstens by jou weet, wat is die sin van hoekie B? Goed, kyk of jy kan onthou. Sin staan vir teenoorstand op skuins. So ek hoop jy stem saam met my. B se teenoorstand is AC en die skynsy is AB. So die sin van B is dan AC op AB. Goed, ons kyk nog steeds na hoekie B. Ek wil weet wat is die kos van hoekie B? Dink saam met my, wat gaan kos wees? Dit is aangrensend op skuins. Goed, so wie lê langs hoekie B? Wie is aangrensend? Dis lyntjie BC gedeel deur die skynsy wat AB is. As ons dan kyk na tan van B is tan se teenoorstaande sy gedeel deur die aangrensende sy, so ons praat van AC op BC. Goed, ons bly in hierdie selfde driehoekie, maar nou kyk ons van A af. Goed, so as ek van A af kyk en ek wil weet wat is die sin van A se teenoorstand is BC en sy skynsy is AB. So sin van A, BC op AB. Goed, kyk vir my nog steeds van A af. Ek wil weet wat is die kos van A. So ons kyk, kos aangrensend aan A is AC op die skynsy en dit is dan AB. En dan vir die laaste enetjie, wat is die tan van A? Tan van A, wie lê oorkant A? Dit is BC. En wie lê langs hoekie A? Dit is AC. So die tan van A is dan BC op AC. Goed. Mense, nou is dit verskriklik belangrik as ons toets skryf of as jy huiswerk doen. As daar net staan sin gelyk aan teenoorstand op skuins, dan is dit heeltemal verkeerd. Hoekom? Want ons het nie 'n verwysingshoek nie. So die sin moet gekoppel wees aan 'n hoekie. So sin A, sin P, sin theta, asseblief onthou dit. Sin kos tan, dan moet 'n hoek verwysingshoek by wees. Goed, nou gaan kyk ons na oefening 5.2 en ons kyk daar na nommer 1. Nou by nommer 1 sal jy sien, het hulle vir jou 3 driehoeke gegee. Mense, nou ek sê net van die begin af, my driehoeke is nie volgens skaal geteken nie. Dit is net 'n voorstelling. Goed, al 3 my driehoeke is reghoekige driehoeke. As jy kyk na ABC, die skynsy daar is 5 eenhede, AB is 4 en BC is 3. Nou vergelyk dit nou vir my met die middelste driehoekie. Wat het ons met die 5 gemaak om die nuwe skynsy te kry? Ons het met 2 gemaak. Wat het ons met AB gedoen om hierdie sykie te kry? Ons het met 2 gemaak. Wat het ons met daai 3 gemaak? Ons het met 2 gemaak. So, ons het al die sye 2 keer groter gemaak. As jy die eerste driehoekie en die laaste ene vergelyk met mekaar, dan behoort jy te sien, die groene se sye is 3 keer so groot soos die kleintjies in. So 5 maal 3 is 15, 4 maal 3 is 12, 3 maal 3 is 9. Reg so. So as ons nou terugdink graad 9 toe, watse tipe driehoeke het ons hier? Ek hoop jy stem saam met my, ons het 3 gelykvormige driehoeke.
Wat gebeur in gelykvormige driehoeke? Die sye is in verhouding met mekaar. En dan die tweede ding is ooreenstemmende hoeke gaan gelyk wees. So ons sien nou, elke driehoekie het 'n theta en 'n regte hoekie. Dit beteken die derde hoekie gaan ook gelyk moet wees by hulle almal. Mense goed, nou begin ek eers by die klein driehoekies saam met jou. En nou wil ek by die klein driehoekie weet. Wat is die sin van theta? So, wat maak ons? Van theta af kyk ons teenoorstand is 3, gedeel deur ons skynsy is 5, so ons het 3 op 5. Goed, kyk vir my, kos van theta in die klein driehoekie, kos aangrensend op skuins is 4 op 5. En dan laastens daar, die tan van theta, so kyk vir my in die klein driehoekie nou na tan van theta. So kyk vir my, wie lê oorkant theta? Oorkant theta het jy 3 en dan die aangrensend is 4. Hoop jy stem saam met my daar. Goed, kom ons kyk na die rooi driehoekie. Nou in die rooi driehoekie kyk ek ook weer van theta af. So sin van theta, stem jy saam met my? Dit is teenoorstand op skuins, dit is 6 op 10 en dit verklein na 3/5 toe. Kos van theta is aangrensend 8 op skuins 10 en 8 op 10 verklein na 4/5 toe. En dan tan van theta in die middelste driehoek is dan theta se teenoorstand op aangrensend en dit is dan 6 op 8 en dit gee vir ons 'n 3/4. En dan vir ons laaste driehoekie dan nou daar. Goed, kyk vir my na theta. So ek hoop jy stem saam, sin gaan vir jou gee teenoorstand 9 op skuins is 15. Vereenvoudig na 3/5 toe. Kos van theta. So theta se aangrensend is 12 en die skynsy is 15 en 12 op 15 verander na 4/5 toe. En dan tan van theta is dan teenoorstand 9 op aangrensend 12 en dit gee vir ons 'n 3/4. En wat kom ons agter van ons gelykvormige driehoeke in terme van theta? Sin, kos en tan. Bly die hele tyd dieselfde. Goed, ons gaan na vraag 3 toe. By vraag 3 het ons nou 'n driehoek HKL. Reg so. En nou kyk ons eers van hoekie H af. H, die sin van H, kyk saam met my, teenoorstand is H op skuins is K. Wat is die kos van H? Ek kyk van H af, wie is my aangrensend? Dit is L op my skynsy, so dit is L op K. En dan tan van H weer 'n keer, so tan teenoorstand is H op aangrensend is L. Goed, kom ons kyk van hoekie L af. En as ons van hoekie L af kyk, die sin van L is teenoorstand klein L op skuins is K. Kos van L, ek kyk aangrensend aan L is H op die skynsy. So dit is H op K. En dan tan van L is teenoorstand L op aangrensend en dit is H. Goed, nog een maklike voorbeeldjie. Vraag 4. Daar kry ons 'n driehoek STR. S is ons regte hoek. Goed, kyk vir my van R af. So die sin van R, teenoorstand is klein r, die skynsy is S. Kos van R se aangrensend is klein t, op die skynsy is S. En dan tan van R gee vir ons teenoorstand R op aangrensend en dis T. Goed, kom ons kyk van T af.
Selfde storieetjie. Kyk of jy saam met my stem. Van hoekie T af, sin van T. So ons kyk mooi. Teenoorstaand is klein t, die skynsy is S, so T op S. Goed, kos van T. T se aangrensend is R en op die skynsy is S. En dan tan van T is dan teenoorstaand op aangrensend en dit is T op R. Reg so. Goed, ons gaan na vraag 6 toe. Oukies, nou vraag 6, hoekom ek hom nou saam met jou wil doen? Ons driehoekie lyk nou so. Nou in hierdie sketsie kan ons nie nou ons sytjies nou benoem deur byvoorbeeld 'n klein a of 'n klein b te kan gebruik nie. Hoekom kan ons dit nou nie doen nie? Want as jy praat van klein a, gaan ek nou wonder, praat sy nou van hierdie rooi driehoekie of praat sy van die groot driehoek? So ek gaan nie weet waar in watter driehoek jy werk nie. So as daar meer as een moontlike klein a is, dan werk ons eerder met die werklike sye. Goed, kom ons kyk gou-gou na die rooi driehoekie. Nou in die rooi driehoekie wil ek graag weet, wat is die sin van A? Kyk of jy saamstem. Sin van A is BE op die skynsy AB. Nog steeds in die rooi driehoekie. Wat is sin van B? So ons kyk van B af, wie lê nou oorkant B? Dit is AE. Ons skynsy is nog steeds AB. En dan kyk ons kos van A, nog steeds in die rooi driehoekie. Nou die aangrensend is AE op die skynsy en dit is AB. En dan klein driehoekie, tan van B, oorkant B, teenoorstaand is AE op die aangrensend van B en dit is BE. Goed, selfde storieetjie. As ons nou kyk na die groot driehoek, kyk of jy saamstem, groot driehoek, ek wil nou graag daar weet, wat is die sin van hoekie A? So dit gaan wees CD op die skynsy AC. Kyk vir my van hoekie C af, so van hoekie C af, sin van C is dan AD op die skynsy AC. Kos van C, kyk mooi, wat in die groot driehoek, wie is die aangrensende sytjie? Dit is CD op die skynsy en dit is AC. En dan tan van A in die groot driehoek, kry ons dan teenoorstaand op aangrensend, so dit is DC op AD. Oukies, ek gaan vir jou huiswerk gee. Ek gaan vir jou vra dat jy asseblief vir my oefening 5.2 sal doen, nommer 2, 5, 7 en 8, en volgende keer merk ek dit saam met jou. Julle moet mooi bly, totsiens.